Ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor die onderwerp en ek wil dit voor ek oor die onderwerp praat, wil ek sê daar's baie boeke geskryf oor gebed. En ons het op hierdie groep al baie oor gebed gepraat en nou kan jy vanaand vra nou waar praat ons weer oor gebed? Ek wil net ons 'n bietjie oor die tema gesels. Ehm waarom as ons bid word ons soms dadelik verhoor, maar soms vat dit 'n tydperk voor daar antwoord kom. Um en wanneer ons hieroor praat vanaand, dink ek nie daar's 'n blou druk nie. Ons gaan op 'n stadium bietjie sê ons moet God, ons gaan praat oor die gedagte om God te ken. Maar onthou, gebed is gekoppel aan sy wil. Die verhoring van gebed is gekoppel aan God se wil. En ons kan nie met gebed sê 2 + 2 is 4 nie. Alhoewel die Bybel sê, waar Jesus se disippels sê, leer ons bid, en die Here het vir ons 'n paar goeie voorbeelde gegee hoe om te bid. Waaroor ons vanaand praat, en daar's baie ander redes ook hoekom gebed, die Engels het 'n woord, delay, hoekom die verhoring miskien nie dadelik gebeur nie. Gaan ons oor 3 goedjies gesels vanaand, maar dis nie die alfa en die omega nie. Dis nie 'n blou druk nie. Ek het net hier, ons moet ons gedagtes bietjie laat gaan, want wanneer ons gebed nie verhoor word nie, dan word ons soms moedeloos. As ons bid en dit gebeur nie, dan dink ons die fout lê by ons. Iets het ek verkeerd gedoen. Ek bid dalk verkeerd. Iemand sê dalk vir my, dis omdat jy sweets gesteel het toe jy graad 1 was by die kafee, en dis hoekom jou gebede nie verhoor word nie, ensovoorts ensovoorts. Nou, ons gaan vanaand bietjie gesels, hoekom is daar 'n tydsverloop soms as dit by gebede kom. Maar voor ons in hierdie onderwerp inspring, het ek gedink, kom ons draai dit so 'n bietjie om vanaand. Kom ons begin by gebedsversoeke. Wat is ons gebedsversoeke, Lisel? Nou moet jy 'n skoon blaadjie voor jou neus sit, en dan skryf jy ons dink aan oupa. Oupa is belangrik, en dan hoor ons oor 'n bietjie ander gebedsversoeke. Robert, hoe gaan dit met die gesondheid? Dit gaan goed. Ek sal jok as ek sê dit gaan nie goed nie. Ek het gister het ek 'n bietjie afdag gehad. My gewrigte, al die gewrigte in my lyf was seer gewees, en ek het weer daai nare neeweffekte gehad vir so 2 dae. Maar verder kan ek regtig nie kla nie. Ek het nie pyn of niks meer. Jy hardloop die badkamer toe of so iets nie. Ek het so 2 dae bietjie oefening gehad. Ek dink dis hoekom my gewrigte seer is. Ja, bietjie ontwater. Ja, 'n bietjie gehardloop, dis hoekom, bietjie geoefen. Ja. Gerda, in die been, hoe gaan dit met die been? Wonderlik, nie een van die 2 seer nie, ek is baie dankbaar daarvoor. Dan wil ek net weet pastoor hulle van Pieter Jordaan? Nee, wat van Pieter? Hy lê nou, ek dink, al 2 weke in ICU in Wilgers. Hy het onder andere longkanker. En nog iets en asbestose. So hy is, ja, soos ek sê, 2 weke plus, vandat ons van voetpad af teruggekom het, dis omtrent 2 weke, lê hy in ICU. Dit gaan nie goed, dit gaan nie goed met hom nie. Verder detail weet ek nie, maar dit gaan glad nie goed met hom nie. Pieter Jordaan. Wat vir Pieter Jordaan? Stel, dis nou Wynand se broer, Pieter Jordaan. Ons bid vir hom. Ek ken sy broer ook goed, Wynand Jordaan. Dis nou, maar ja, ek sal bietjie persoonlik ook dis 'n slegte ding. Met Dolly gesels, ja. Iets anders te waar ons kan saam bid? My sussie Elise, ek weet nie. Sy lê so op my hart toe kom met 1 mens so rondgegooi word. Sy is so 'n groot kind van die Here, maar daar's nêrens vir haar nou plekkie. Dis my verskriklik. Ons kan dat nie uitneem, ons sit in die eerslaapkamer woonsit. Sy is ook te jonk om, vergeet my nie toe te gaan
Hulle het geen genade daar nie, dis seker maar reëls en regulasies. Sy word eers 3 November 60, dan kan ons daai bal aan die rond sit, maar intussen word die arme mens so rondgegooi. Dis verskriklik. Ja. Ons bid vir Elise dat daar van uitkoms kom. Ja, ek weet net die aarde is vol van God se heerlikheid. Iewers op hierdie aarde is haar plekkie. En die Here vir haar wysheid gee waartoe sy moet gaan. Ons bid vir haar. Ons bid vir haar. Stel enige versoeke van jou kant af? Stel enige versoeke van jou kant af? Ja, ek is reg, dankie julle. Okay. Marius, Lisel, iets van julle kant af? Van my kant af het ek net die uitlanders wat nou moet teruggaan huis toe. Dis maar nie, is nie maklik vir hulle nie. Ek praat nog nie van die ouens wat nou sonder papier hier so is nie. Ek het nou gepraat met Vincent wat by my gewerk het in Middelburg. Hy sê alhoewel hulle papiere het, dan word daar nou sommer in 'n lys ingegaan en al hulle papierwerk word gekonfiskeer dat hulle niks het nie en dan jaag hulle net weg. So net vir daai ons wat dit net nou 'n bietjie moeilikheid het. Hulle het na toe gekom om hard te kom werk, om goed te kom doen en ja, nou moet hulle maar net op hulle eie weer kan terugkom, weer terug huis toe, anders dan word hulle aangerand. Ja, ek dink Marius, of die ou nou papiere het of nie papiere nie, dit bly 'n hartseer storie. Ons is ook betrokke by 'n paar mense wat moet teruggaan Malawi toe en ja, dit is regtig nie lekker nie. Ons bid vir daai mense dat daar net vrede sal wees, dat mense nie seer kry. Ek wil nie uitspreek of dit nou reg of verkeerd is nie, dis nie, ek dink nie dis ons doel nie. Maar dat daar net mense nie seer kry en mense verbitterd raak nie. Lisel, enigiets anders van jou kant af? Ons kan ook vir Wannie nog steeds bid en dan ook haar swaar in Amerika is baie siek. Uit kanker in die lewer en lyk my nie dit gaan nog lank vat nie, maar ons moet asseblief vir sy siel bid. Hy ken nie die Here. Tannie Wilma, iets van Tannie af? Niks by my nie, dankie. Ek is reg. Dankie Tannie Wilma. Anita, gaan dit met jou jong? Gaan goed, pastoor. Maar oorstuur, maar andersins goed. Dit affekteer my net nou die oë erger, maar as ek kan bly bid vir my oë en dan al die mense op die lysie wat nog steeds met kanker, Juffrou Sonja, Clarissa en my pa, ek weet nie, dink hulle almal leef nog, maar ek is nie heeltemal op datum met almal so goed nie. So bly maar net bid vir hulle. Ons aanbid vir wysheid vir hierdie nuwe seisoen, hè? Dit ook, dankie. Dankie, pastoor. En sê vir my, hoe gaan dit met jou man? Ons het lanklaas gehoor, hoe gaan dit met jou man? Ja, dit gaan so goed met hom, dat ons is in dieselfde bootjie, ek en pastoor en oom Robert, hulle oor ons, ek sukkel om biltong uit hom uit te kry, want hy eet alles op in een dag. Wanneer ons by die skool is, ons kom terug, is dit klaar. Wynand, wil jy iets sê, voor jy veroordeel word? Nee, ek sal lank al veroordeel, nog voordat ek opgestaan het, vanoggend is ek al veroordeel. Ek wil eers gou hoor by hierdie gebedsversoeke moes eintlik aan die einde van die aand gekom het. Ek wil weet wat word dadelik verhoor en wat word later verhoor, dat ek vir julle kan sê waarvoor ons moet bid. Ja, ek het gemaak as ek nou die aand gelees, as vleis julle struikel, moet ek dit liewer wegvat van hulle af, so ek maak seker hulle kry nie. Ja. Wynand, is daar iets wat ons kan saam bid? Nee, dankie pastoor, ons is reg. Meisie? My ma, as ons haar miskien 'n bietjie op die gebedslys kan sit, sal ek bly wees, dankie julle. Ons bid vir haar gesondheid. Ja, haar gesondheid. Bid vir haar gesondheid. Salome, ietsie van jou kant af?
Ag, ek sal net graag nog steeds my kindertjies wil op hê asseblief. Elkeen se Okay. behoeftes. Ons bid vir hulle. Sê vir my, is dit gordyne wat daar agter jou hang of is dit Wynand wat vir jou biltong gestuur het? Dit is gordyne. Ek wag Ek maar dink nog vir dis die biltong, daar's baie spasie vir die biltong wat ek gelos het. Dus ek sukkel nou ek dink maar. dis geel vet biltong wat daar so hang. So dis gordyne. Jy is seker regtig lus vir biltong. Hierdie ek. Pastor Anita? Lee, ek wil net eintlik by die gebedsversoeke nog een dingetjie bysit en dit is die kinders is mos nou maar deel van ouma Salome se kinders, is mos die kleinkinders maar ook. Maar ons het nou hierdie Woensdag gaan ons die oorneus en keel spesialis sien vir die mangels. En dan gaan as dit reg is, gaan ons dit laat uithaal die volgende week. So as ons maar net kan bid vir die prosesie vir hulle, dit is maar nou nie aldag wat so ietsie vir hulle gaan gebeur nie. So hulle sien eintlik uit, maar ek dink Hulle weet nie wat gaan gebeur nie. Ja, mamma gaan hospitaal toe en pappa gaan hospitaal toe en hierdie keer gaan hulle dalk nou 'n bietjie hospitaal toe. Dis net Hulle hoor hartseer. net hulle gaan jelly en Romos kry. Dis al vir hulle. Hou dit maar daai. Laat hulle maar so dink. maar hulle is En, baie dit- siek met die mangels, so dit gaan 'n verlig. Ek dink dit is En die hartseerste gedeelte is die mangels tref jy altyd in die winter wanneer dit koud is. Jy weet, dis in die somer dink ek is amper makliker, maar nou ja. Alright, ons het almal deurgegaan. Lisel, jy het notas gemaak. Ons gaan op die einde gaan ons bid vir die gebedsversoeke. Wat is gebed? Dit is die uitspreker. Wat is gebed? Tannie Wilma, wat is gebed? As jy met die Here praat oor jou jou probleme. Jy praat met die Here oor jou probleme. En jy vra vir sy genade en sy verhoor laat hy jou gebede beantwoord. Ek hou van die gedagte, dis praat. Dis praat. Jy stel, wat is gebed? Dit is kommunikasie met die Vader. Goed of sleg, enige iets. Dis 'n kommunikasiemiddel. Ek hou daarvan. Jy stel sê, Tannie Wilma sê spraak, jy stel sê dis kommunikasie. Nou Wynand wat baie slim is in kommunikasiekunde. Wynand, wat is kommunikasie? So sê dis 'n tweegesprek tussen twee mense. Maar dit sit 'n gebed is 'n tweegesprek, maar kommunikasie is maar net 'n gesprek tussen mense om inligting te deel. Ek hou van wat Wynand sê, dis 'n tweegesprek en terwyl ek voorberei, toe dink ek daaraan, hoeveel tyd los Louis om te luister? Ken julle mense as jy met hulle praat net hulle saakie klaar en dan sit nou klaar, dan loop hulle. Hulle luister nie wat jy sê. Ja. En ek wonder partykeer met gebed. Okay, ek loop vooruit. Lisel, wat is gebed? Lisel is 'n pionier as dit by gebed kom. Sy kan eintlik vanaand vir ons vertel oor gebed. Ek weet nie of Tannie Wilma nog iets wil bysê nie. Ek wou sê dis partymal 'n een-rigting gesprek. Soos Louis sê, iemand praat en gee jou nie 'n kans soos en partymal doen ons dit met die Here. Ons praat met hom, ons wag nie so bietjie laat hy antwoord nie. Ons is te haastig om die resultate te kry. Lisel? Ja, dis al hierdie dinge en dis verhouding. Maar lately is dit ook vir my stilte. Dis beteken net wees by die Here. Nie noodwendig vreeslike gesprekke nie, net ervaar en beleef. Lisel, weet jy wat interessant is? Ek dink hoe ouer ek raak, ek sê altyd die Here praat met prentjies met my. Anders te verstaan ek glad nie. Ek moet prentjies sien. Maar lately sê hy vir my slogans, jy weet, lyntjies. En iemand het nou die dag gesê, luister as God
fluister. Luister as God fluister. En as jy nie stil is nie, en as jy nie stil word nie, gaan jy nie die stem hoor nie. Marius, gebed. Ek dink gebed is 'n geloofsgesprek tussen jou en God, wat ook deur die Heilige Gees reg gekommunikeer word. Ek wil amper sê, jy praat nie reguit na God toe sonder die Heilige Gees nie, wat tussenin is nie. Om daardie gebed van jou reg te interpreteer volgens wat jou hart soos wat jou hart is nie. Gebed is nie wat jou kop sê nie. Gebed is wat jou hart sê. Ek dink, Marius, ons gaan vanaand 'n bietjie verder oor praat. Ek hou van die woorde wat jy gesê het. Dis 'n geloofsgesprek. Dis 'n geloofsgesprek. Ons moet daaroor praat vanaand. Gerda, wat is gebed? Ek persoonlik weer eens word ek soos 'n kind as dit by gebed kom. Ek gaan sit en ek praat met my Vader, met my hemelse Vader. Hy is asof hy langs my, ek weet hy's in ons, Heilige Gees in ons, maar is asof hy langs my sit en ek kan met hom praat oor enige iets. En dan wag ek ook laat hy vir my iets sê. En as hy nie daar of nou vir my sê, dan weet ek hy sal dit een of ander tyd vir my sê, maar gebed is hy is hier by my. Ons hoef nie vreeslik gebed hoog te praat en te alles nie. Ons kan met hom praat. Ja, hy is my hemelse Vader. Ek praat graag met hom. Is 'n gesprek, ek praat met hom, ja. Robert? Ja, dit is nie 'n wishlist wat ek vir die Here gee nie. Dis 'n intieme geestelike hoe kan nou sê? Twee gesprek. Ons gesels. Ja. En luister is 'n groot deel van my. Ek is nie ou van baie woorde nie. Ek luister graag. En ek weet die Here ken my hart en hy weet wat is my versigtinge voordat ek vir hom 'n wenslysie gee. En ek hou daarvan om te luister wat die Heilige Gees vir my sê en wag. Ek het goed geleer om te wag. Is so. Verseker, daai woord wag. Salome, wat is gebed? Hoe bid julle in Natal? Gaan julle 12 uur na die tempel toe of hoe bid julle in Natal? Eintlik baie soos julle gesê het en ja, my kamer is maar my tempel dan gaan baie na toe. Maar ja, dit het baie verander met die jare soos wat ek geestelik gegroei het. Dis baie nou waar ek nou regtig meer soos almal gesê het wag en luister en ook wat vir my belangrik is of nog vir 'n hele ruk is dat ek fyn ingestel word op God se stem wat hy maar dit moes ek leer ook in my oor dat dit is 'n diep ingesteldheid om te weet wat hy vir my wil sê. En baie van my gebede is dadelik geantwoord. Baie het hy gesê nee, baie wag ek nog steeds voor. Baie, nou nie so baie nie, baie minder as wat ek al klaar reeds beantwoord is, maar ek weet, ek het nog nooit waar ek dan dankbaar wees vir dit, getwyfel dat die Here my gaan antwoord nie, maak nie saak wanneer nie. Al vat dit nog 10 jaar spesifiek een gebed wat ek nog steeds seker al 15, 20 jaar, ek weet nie hoe lank vir my seun bid vir sy siel. Ek weet dit gaan gebeur, ek hou net nie op nie en ek gaan ook nie moed opgee nie, want ek weet dit gaan, al is ek nie meer daar nie, gaan dit nog steeds wees dat hy dat daai gebede daar is vir hom. So dis die een gebed wat nou nog lank gevat het om geantwoord te word. Maar die ander was nee, soos baie duidelik, ander was
baie dadelik het ek geweet. Maar dit het 'n baie fyn instelling gekos om dit te weet. So, ek stem 100% saam met jou. Tannie Wilma, wil Tannie nie vir my mute nie. Ek sukkel om te hoor lately. En dan kom 'n bietjie klanksie daar by Tannie. Mute Okay. net vir ons. Dankie Tannie. Meisie, wat is gebed? Gebed vir my is my persoonlike verhouding met ons Vader. Ek sê altyd dis my direkte lyn na hom toe. En al is daar chaos om my, kan ek bid. Al is ek stil, kan ek bid. Baie keer ry ek in Louis, dan sal hy vir my sê slaap jy of bid jy. Al staan ek in die ry in 'n supermark, kan ek ook bid. Ek dis soos Robert sê, Vader ken ons hart. Ek is nie van die bidders wat vreeslike hoë woorde gebruik en dis maar net my kommunikasie, want ek weet die Here ken my hart, hy ken my behoeftes, ek hoef nie vreeslik te vra nie, want dit is nie nodig nie. Maar ja, dis wat gebed vir my is my direkte lyn na God toe en hoe ek my verhouding met hom bou. Wynand? Ja, ek dink is meer 'n dialoog as 'n monoloog. Wat dit veronderstel is om te wees. Maar ek dink soos Annelies sê, jy kan by die supermark staan en bid en jy kan bid terwyl jy ry. Ek hoop 'n mens kan trekker ry en bid ook, want dit doen ek baie. Dat almal die gerasie die gebed kan hoor. Maar ja, ek dink is 'n enige plek. Ek dink nie daar's 'n ontydige tyd vir 'n gebed nie. Ek dink nie daar's 'n minagtende tyd vir 'n gebed nie. Ek dink as jy die moeite doen om die gesprek te open, is dit al klaar 'n goeie begin vir jou. Dit hoef nie. Ja, ek dink aan die tollenaar en die fariseer of die sadiseer se gebed waar die tollenaar net gesê het, Here wees my genadig. Anita, wat is gebed vir jou? Pastoor, ek stem eintlik baie saam met wat almal gesê het, verhouding, gesprek, kommunikasie. En ek dink vir my gaan dit gepaard met Bybel lees ook, want vir my is ek bid en daar's nie noodwendig baie stilte om my nie, maar ek weet die Here praat dan met my weer terug deur sy woord. En ja, so ek dink dit is maar om my kommunikasie om verhouding te hê, want mens kan praat, nie noodwendig net kla en vra nie, maar ook om dankie te sê en net jou hart te kan deel met die Vader wat dan deel word van verhouding bou en om hom beter te kan leer ken en meer intiem. Ek stem saam. Ek dink as Salome vir ons nou opsomming gegee het van almal se insette vanaand, ons 'n treffer, ons het 'n trefferboek oor wat is gebed. Ek sal net so ietsie wil bygesit het en dis iets wat vir my in die laaste tyd bykom en dis wat baie van julle gesê het, sê luister, is gebed is vir my om te hoor wat is die wil van God. Want ons gaan dit nou lees, as ek nie weet wat is die wil van God nie, dan bid ek eintlik in die wind. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel, meisie. 1 Johannes 5 vers 14. 1 Johannes 5 vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wet. Sy wil. Volgens sy wil. Kijk, so, daar is ons vrymoedigheid. As ons weet, Wynand het 'n kudu geskiet, en ons weet, dis nou 3 weke gelede, en ons weet, dit hang in sy stoor, het ons mos nou vanaand die vrymoedigheid om vir hom te vra, Wynand, wil jy nie vir ons 'n ou stukkie kudu biltong stuur nie? As ons dit weet. So, hier is vir my 'n groot geheim oor gebed. Jy moet die wil van God ken. Jy moet weet wat is die wil van God. En Anita het vir ons 'n baie goeie voorbeeld gegee. Die Bybel is die geopenbaarde wil
van God. As jy nog nooit sê, God het met jou gepraat nie, lees net die Bybel. God praat deur sy woord, praat met die Heilige Gees wat in ons woon. Alright, enige opmerkings oor hierdie spesifieke versie? Eerste maal? Tweede maal? Okay, alright, so ons het dit. Wanneer ons wil bid en ons wil hê ons gebede moet verhoor word, moet ons eers weet, ons moet bid volgens die wil van God. Lisel, stem jy saam? Ja, dis waar. Dit is nie 'n oortuigende ja nie, maar ons aanvaar dit as 'n ja. Alright. Kom ons kyk. Ek het 3 goedjies gelys wat veroorsaak soms dat ons moet wag vir gebedsverhoring. Nou die eerste een is God sal op die regte tyd ons gebede verhoor. Lisel, as jy vir ons 1 Samuel 1 vers 6 tot 10 kan lees asseblief. Maar Penina het Hanna oor haar kinderloosheid gespot en verneder. Dit het jaar na jaar gebeur wanneer hulle na die huis van die Here gegaan het. Dit het Hanna so laat huil dat sy nie wou eet nie. Kyk, Lisel, ekskuus. Okay, julle het hierdie gedeelte van Hanna wat bid vir 'n baba. En sy het vir jare het sy alreeds tempel toe gaan om te gaan bid vir 'n baba, maar sy kinderloos gebly. Ek dink die Ou Testament sê God het haar, die Ou Testament, die ou vertaling sê God het haar moederskoot toegesluit, Anita. Alright. En sy is gespot daaroor ten spyte van dat sy aangehou bid het. Okay, Lisel. Wat maak keer Hanna het Elkana dan gevra, hoekom eet jy nie? Hoekom is jy so verdrietig net omdat jy nie kinders het nie? Jy het mos vir my, is ek dan nie beter as 10 seuns nie? Op 'n keer Stop jy daarso. Ekskuus. Hier's iets moois. Somstyds bid ons vir iets en ek deel met julle hoekom ons bid. Hoekom ek is gebedsversoek het. Maar my gebedsversoek word nie verhoor nie. Dan kan mense baie keer kom en sê maar, miskien is dit daaroor. Elkana, 'n man kom vir haar en sê man, hoekom bid jy vir 'n kind as ek nie beter as 10 seuns nie? Come on. Jy weet, en baie keer kom mense na jou toe en jy bid nou, Salome, ek vat jou nou vir 'n voorbeeld. Jy weet, en hulle sal vir jou sommer net 'n antwoord gee net om die gesprek verby te kry. Jy verstaan? Net om Salome beter te voel, gee ons sommer net 'n antwoord oor haar versoek. Ons moet versigtig wees daarvoor. Is dit die wil van God? Ensovoorts. Okay, Lisel? Op 'n keer toe hulle weer by Silo was, het Hanna na die offermaaltyd na die heiligdom van die Here gegaan. Die priester Eli het op sy gewone plek by die ingang gesit. Hanna was baie ontsteld en terwyl sy onbedaarlik huil, het sy tot die Here gebid. Sy het 'n gelofte gemaak, o Here Almagtige, as U nog tog net my verdriet wil raak sien en my gebed verhoor en vir my 'n seën gee, sal ek hom vir U teruggee. Lewenslank sal hy. Is ons by vers 10 al, Lisel? Nee, ons is al 'n bietjie verby, maar my net in die helfte opgehou, sorry. Okay, dankie. Alright, anders te gaan jy die hele Samuel lees en ons wil eintlik net daai stukkie vanaand gehad het. Alright. Wat wil Hanna gehad het? Seun. Ekskuus Robert. Sy wou 'n seun gehad het, 'n kind gehad het. Sy wou 'n baba gehad het. Al wat sy wou gehad het, sy wou 'n baba gehad het, want 'n vrou was daai tyd nie geag as 'n vrou as sy nie kinders het. Sy wil net 'n babatjie gehad het. Maak nie saak wat met daai babatjie gebeur nie. Sy wil net 'n babatjie gehad het en sy gaan so ver as om met die Here belofte maak, as hy vir my 'n babatjie gee, dan sal ek hom terugbring vir u. Dan sal hy groot word vir u. Dit het net oor een ding gegaan, sy wil 'n babatjie hê. Maar wat het Israel
nodig gehad? Israel het 'n profeet nodig gehad. Het 'n Samuel nodig. En hy moes gekom het in 'n sekere tydvlak. Moes Samuel gekom het, want hy moes vir Saul gesalf het en hy moes vir Dawid gesalf het. Hy moes nie vroeër gekom het nie, hy moes nie later gekom het nie, hy moes in God se tydvak gekom het. Lees julle my? Maar Hanna bid vir 'n babatjie, jare in en uit, maar op die regte tyd het sy swanger geword. Onthou, God het dan alles bepaal. Hierdie babatjie gaan Samuel wees. Hy gaan die profeet wees. Hy gaan die een wees wat Saul gaan salf. Hy gaan die een wees wat Dawid gaan salf. Ensovoorts ensovoorts. So, baie keer vat ons gebede 'n tyd om verhoor te word, want ons tydslyn is nie in lyn met God se tydslyn nie. Praat met my hieroor. Dink maar net God is ook so genadig, want hy moes ook vir Hanna voorberei, want Hanna moes gesê het sy sal vir haar babatjie gee om vir die Here teruggee, want dit was die hele doel van Samuel om groot te word in die as 'n profeet. Ek stem 100% Salome, en dit vat nou so 'n bietjie aan die tweede punt. Soms word ons gebede nie dadelik beantwoord nie, want daar moet 'n voorbereidingstydperk wees. Alright. Nog iemand iets sê oor 1 Samuel, oor Samuel en Hanna? As Hanna dink sy het lank gewag, moes sy met Sarah hier gaan gesels het. Ja nee, daai twee tannies gaan lekker gesels daarbo, né? Ja, moet sy met Sarah gesels het. Okay. Wat vir my opgetel het net in hierdie gebied, hoe baie keer sal mense net 'n antwoord gee om jou te probeer, of net laat jy kalmeer, dat jy nou nie so aanhou bid oor hierdie saak nie. En ons moet so versigtig wees, ons is nie God nie. Okay, kom ons kyk, Gerda, haal vir ons daai polisie stem uit met Lukas 18 vers 1 tot 9. 1 tot 9. Robert het ek nie dan afgesit. Okay, Lukas 18 vanaf vers 1, kan julle my hoor? Okay. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in die stad wat God nie vrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval, en sê vir julle dat ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Is tot vers? Dankie, dis reg, Gerda, 100%. Dis reg, Ja, dit Gerda. is die laaste een. Dankie. Alright. Gerda het iets gelees, vers 1. Vers 1 sê, dat as ons gebede nie verhoor word nie, word ons moedeloos. Julle het hom. So, moenie dat jou gebede wat nie verhoor word nie, jou moedeloos maak. Die tweede punt is wat ek wil maak, as 'n mens aanhou bid vir dieselfde saak, is dit 'n teken van ongeloof. Ek weet nie, Looi,
Party prediker sê, die Here het mos al klaar gehoor wat jy wil hê, hoekom wil jy nou weer daaroor bid? Die woord sê vir ons moet aanhou Ekskuus bid. Marius, as daai prediker dit sê, dan lees jy vir hom Lukas 18. Die ander gedeelte sê vir ons, soos nou hier wat ons hier gelees het, jy moet die Here aanhou herinner aan dit wat jy nodig het. So ja, dit is altyd, as ouens so praat, dan dink ek altyd nou, waar val hulle uit? As hulle sê, jy hoef het nie oor en oor te bid nie, maar ek dink jy moet. Dis ook om ons elke week staandige gebede kan hê, wat die Here bly vra. Ons kan aanhou bid vir 'n saak. Aanhou en aanhou en aanhou. Want miskien is die tyd nog nie gereed. Want op die regte tyd sal God ons verhoor. Die feit dat ons aanhou bid is nie 'n teken van ongeloof nie. Dis nie 'n teken van ongeloof nie. Aanhou bid beteken ek sit my vertroue in God. Ek sit nie my vertroue in mense nie. Ek sit nie my vertroue in enigiets nie. My vertroue is in God en ek herinner hom aan sy beloftes en ek bid die woord. Hou aan met bid. Moenie ophou bid nie. Kyk, so die eerste punt is hoekom ons gebede soms langer vat, is ons tydslyn is nie God se tydslyn nie. Die tweede gedeelte is, soms is daar 'n voorbereidingstydperk. Kom ons lees 1 Konings 3 vers 3 tot vanaf vers 3 tot 7. Anita, gaan jy hom probeer of gaan Wynand hom lees? Ek sal lees, pastor. 3 tot 7 of tot 6? Tot 7. Julle het nie die gewysigde gebedslysie gekry nie. Okay. En Salomo het die Here lief gehad deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. Hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En die koning het na Gibeon gegaan en om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo en God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. En Salomo sê, U het aan U knegt, my vader Dawid, 'n groot guns bewys, net soos hy voor U aangesig gewandel het, in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met U. En U het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat U hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, U het die knegt koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is 'n jong seun, ek weet nie om uit of in te gaan nie. Kyk, hoeveel keer het Salomo geoffer voor die Here hom geantwoord het? Duisende. 1000 keer het hy brandoffers gebring. En ons is bekommerd as ons 3 keer gebid het. Ja, dan Nou los begin ons ons maar, wonder. want God antwoord nie. Dan los ons maar. Nee, is reg. Maar hierdie hele proses het God gebruik om vir Salomo voor te berei. Salomo sê ek is 'n jong man. En die Here kyk na Salomo. En vir 1000 keer gaan hy op en toe praat die Here met hom en sê, Salomo, wat kan ek vir jou doen? En Salomo kon gekies het rykdom, hy kon al die dinge gekies en hy sê, Here, gee net vir my wysheid. Gee net vir my wysheid dat ek hierdie volk sal lei. So dit is 'n voorbereidingstydperk. Dit waarvoor jy bid, is jy gereed om dit nou te ontvang? Of is daar 'n voorbereidingstydperk? Nou voorbereidingstydperk beteken ook God kan agter die skerms werk. Kom ons kyk 'n bietjie. Iemand wat nog iets gesê het van wat iemand wil sê van 1 Konings 3 vers 3 tot 7? Enige opmerkings? Ek wil amper net ook sê dat maak nie saak wie jou pa is nie. Jy is die ene wat voor God staan en vra. Jy moet deur die proses gaan. Hy kan nie op Dawid se rug gery het nie. Jy is mooi gestel, Marius. Lees vir ons bietjie Markus 11 vers 12 tot 14 en 20 tot 22. En die volgende dag, terwyl hulle uit Betanië gegaan,
het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van die vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. Dat is 20 tot 22. En toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdor van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. En Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Pastoor, kan ek Yes. nou iets vra asseblief? Jy is Verduidelik welkom. net vir my, ek dink nie ek het dit al gehoor presies nie. Verduidelik vir my, hoekom dit was dan nie die boom se tyd om vrug te dra nie. Hoekom het Jesus so gereageer? Dink ek kan aanleeds met dieselfde vraag gevra vanmiddag. Maar as jy kyk na 'n vyeboom, Wynand, help my. Hy bot eers en dan begin hy vruggies maak en dan kom die blare daarna, né? En hy moes eintlik vrug gedra het, maar hy het nie vrug gedra op daai stadium nie. En onthou, hierdie gaan oor 'n gelykenis van ons as mens. Jy as gelowige kan nie sê ek is nou in 'n seisoen wat ek nie vrug dra. Jy moet altyd vrug dra. Maar dis nou maar my vinnige opsomming. Ons kan 'n bietjie dieper oor dit gesels, maar dis my vinnige opsomming wat ek vir jou kan gee. Ons moet altyd vrug dra. As ons uitgee vir 'n vyeboom, moet ons vye kan dra. Finish en klaar. Ek wil kom by die gedeelte waar Jesus gesê het, hy vervloek hierdie boom en hy sê, verdor. Het die boom onmiddellik verdroog? Ja, want toe hulle die volgende dag daar kom, toe is die boom dood. Eers die volgende dag. Wynand, as daar moeilikheid is met 'n plant, waar begin die moeilikheid? Die blare. By die wortel, ja, die blare sien ons, maar as daar iets in die wortels kom, dan veroorsaak dit dat die plant vrek. So, toe Jesus gespreek het, ek vervloek jou verdor, het daar dood in die wortels gekom. Maar as jy na die blare op daai stadium gekyk het, het dit nog alright gelyk. Maar die volgende dag toe hulle daar verbygaan, ek hoop julle volg my op hierdie ene. Daar is 'n voorbereidingstyd en baie keer is dit onder die grond en God is besig met dit. Maar ons kyk net na die blare en ons sien die blare is nog groen, maar eintlik moet die blare nou al verdor het. Daar's 'n voorbereidingstydperk. Kry julle my op hierdie ene? Okay, nog iemand iets sê oor die vyeboom? Ja, ons het 'n bietjie gaan lees vanmiddag, want ons was sommer dadelik ontsteld geweest dat hierdie vyeboom nou verdroog is en dit is nie eintlik jy sy skuld geweest nie. Het is soos wat hy daar gesê het, as daar blare by daai spesifieke vyeboom teenwoordig sou wees, sou daar 'n belofte wees dat daar wel klein vruggies nog nie die regte vrugte daar is nie. Dit is nog nie die tyd gewees vir die regte vrugte nie, maar daar sou dan 'n belofte wees dat daar klein vruggietjies wat jy wel sou kon eet, al daar so gevorm gewees het. Wat net eintlik daar wys dat die skyn was daar gewees dat jy vrug het, maar toe ons nou nader ondersoek instel, was daar nie vrug gewees nie. En dit is hoekom hy hom toe vervloek het. Alright. Ons kom dan by die eerste een, die regte tyd, wag vir God se tyd. Daar's moontlike voorbereidingstyd. Dis hoekom ons verhoring uitgestel word. Maar nou kom ons by een en hy's dalk nuut vir julle. Vir my sê hy ook ek kou nog bietjie aan hom en daar is 'n geestelike oorlogvoering. Nou die beste voorbeeld wat ek daarvan kan kry, Salome, is Daniël 9 vers 20 tot 21 asseblief.
Terwyl ek nog spreek en bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely en my smeking voor die aangesig van die Here my God neerwerp, ter wille van die heilige berg van my God, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. Kyk, hier bid Daniël, en terwyl Daniël bid, onmiddellik, toe is Gabriël by hom. Stem julle saam? Onmiddellik word sy gebed verhoor, hier staan Gabriël voor hom. Wie was Gabriël? Gabriël was God se engel, een van die hoofengele in die hemel. Maar nou net die volgende hoofstuk, Salome, hoofstuk 10, vanaf vers 12 tot 15. Wat gebeur? Daniël bid weer. Jo. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het Salome, sorry, hierdie moet julle nie vergeet nie. Toe Daniël gebid het, is sy gebed onmiddellik verhoor in Daniël 10. Staan dit so? Het ons so stem ons saam? Ja. Toe jy gebid het God jou gehoor. Okay, volgende versie, Salome. En ek wil net, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van die Perse. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek my aangesig na die grond gedraai en stom geword. Wow. Wat sê hulle van daai vers? Wow, ja. God het dadelik die gebed verhoor, maar die engel het eers 21 dae later gekom, omdat hy geveg het teen die vors van Perse. Wie is die vors van Perse? Dis nie Julius Malema nie. Wie is die vors van Perse? Duiwel. Dis die bose, dit is die gevalle engele. Lees gou vir ons die boodskap, iemand die boodskap vertaling daar by hulle. Vers 13 of 14, waar dit staan. Het jy my sê? Lees vir ons vers 13. Die beskermengel van die Persiese Ryk het my 21 dae lank gekeer om na jou toe te kom. Okay. So 21 dae het die beskermengel van Perse. Nou, wie is Perse? Dis die heidense volk. Vandag noem ons sommer Iran. Iran is vandag se tyd. So, hierdie is iets anderste. Ons noem dit geestelike oorlogvoering. Wat sê Efesiërs 6 vers 12? Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede in die lig. Nou wanneer jy na hierdie versie gaan kyk en bietjie na die kommentaar kan kyk, en sê hulle, dis demoniese magte wat gestaan het, dat Gabriël nie na hom toe kan kom nie. Maar Michael het ook gekom en kom help en 'n oorwinning gehaal. Wow, wat sê hulle van hierdie vers? Wynand? Nee, ek sê sommer van net ek sê sy het vir my 3 boeke gegee wat geskryf is deur 'n ou wat en ek dit half so 'n bietjie in 'n storie vorm gesit het, en as jy dit nou klaar gelees het, dan verstaan jy daai geestelike oorlogvoering baie mooi. En hoe meer mense bid, hoe sterker word die engele se mag om deur te kom na die probleem toe. Moenie ophou bid nie. God het jou al klaar verhoor. Maar
daar is magte wat oorwin moet word en Jesus Christus sal dit oorwin. Jy sal dit oorwin. Ek wil nou aansluit. Okay, iemand nog iets sê oor Daniël? Iets oor hierdie skrifgedeeltes in Daniël, Robert, julle alright? Ja, ons het nou het ons 'n video gesien oor op YouTube spesifiek van Daniël wat gebid het en toe die engel vir hom gesê hy het 'n geveg gehad met die koning van die beskermheer van die Perse. So dit het vir ons die ding baie duidelik gemaak. Dit gaan oor die Iran-oorlog en al daai goeters wat nou besig is om te gebeur. Die magte in die goed wat teen mekaar veg in die geestelike reale. So my antwoord is op pad. Daar's dalk net 'n blokkasie. Maar ek hoef nie bekommerd te wees nie, want greater is he that's in me, that's he that's in the world. Enige iemand nog iets sê oor hierdie vers? Ek dink dit is ook dalk 'n gedeelte waar dit inkom wat hulle sê daar is krag in gebed. Hoe meer jy bid, hoe meer krag gee jy vir die positiewe, die engele wat dan help. Moenie ophou bid nie. Yes, Marius. Kom ons kyk na Johannes 4 vers 23. Wynand, jy het nog niks gesê vanaand nie. Geef hom 'n bietjie 'n Bybel dat hy ook ietsie sê. Ek kan nie lees nie. Ek memoriseer hierdie goed voor die tyd. Ja, wonderlik. Geef hom 'n bril. Geef hom 'n bril dat hy kan sien. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Daar kom 'n uur. En dit is die uur waarin ons nou lewe. Waar ons die Vader in gees en in waarheid kan aanbid. Dis een plek in ons wêreld waar ons nie hoef voor te gee nie. Ons hoef nie vir die Here te vertel ek het vandag R20 vir die kerk gegee nie. Niks wat ons sê of ons doen gaan God impres nie. Het ek gevries of het julle net stil? God beantwoord ons net deur genade. So ek kan in volle waarheid kan hom toe kom en hom sê, Vader, ek het daai taxi wat vandag voor my ingery het. Man, ek het hom gevloek, so kwaad was ek. Ek kan net Louis wees. Ek kan net die waarheid wees. Want dan, hier kom 'n ding en Marius het nou aan die begin gesê, hy sê dis 'n geloofsaak. Hy sê God is gees. Jy moet God in gees en waarheid aanbid en baie mense sal vir jou baie stories vertel oor die gees en waarheid. Maar wanneer jy bid, bid jy in die fisiese wêreld. Hallo? As jy bid, gaan jy op en jy sit bo in die ceiling en dan bid jy? Nee, jy bid nou. In die fisiese wêreld. Daar is 'n botteltjie water hier langs my. Daar's mense. Ons bid in 'n fisiese wêreld, maar ons aanbid 'n God in die geestelike wêreld. Al is God in my, is God gees. En God beantwoord in die geestelike wêreld en sy antwoord word gemanifesteer in die sienlike. Ja, ek hoop dit maak sin. Ek hoop nie ek het julle nou heeltemal confused nie. Maar van die geestelike na die sienlike is daar baie keer 'n geestelike oorlogvoering wat moet plaasvind. Daar is soms 'n tydsduur. Soos ek vir Annelie nou dag sê, wanneer jy met God deel, God is tydloos. God het nie grense nie. En baie keer wil ek 'n antwoord voor 9:00 vanaand hê. Okay, ek stop die lorry daar. God is tydloos. Hy's in beheer. Hy's ons God.
Lisel, lees vir ons Spreuke 30 vers 8. Ekskuus, iemand iets gesê het oor Spreuke, Johannes 4 vers 23. Ek sien ek wil sommer preek vanaand. Ek gee julle nie eers 'n kans om te preek nie. Okay, Lisel, Spreuke 30 vers 8. Ek probeer hierdie my gebed maak elke dag. In die eerste plek, keer tog dat ek lieg. In die tweede plek, laat my nie arm of ryk wees nie. Gee asseblief vir my net dit wat nodig is. Okay. Lees vir ons in die ou vertaling, meisie, of het jy die woord lees ons in die ou vertaling? Hou valsheid en leentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Gee my vandag my daaglikse brood. Op die regte tyd, as die regte voorbereiding gedoen is, en as daar geestelike oorlogvoering is, dit sal gebeur. God het ons alreeds verhoor. Salome, iets wat jy wil byvoeg vanaand? Nee, ek is reg, dankie. Meisie, Ek is ook reg, dankie. Wynand, Nee, graag, dankie pastoor. jy voel nog nie in jou hart iets oor Koedebiltong nie? Nee, ek sal vir pastoor 'n video stuur van hoe die biltong vir jou hoofpyn gee. Anita, Nee, pastoor, ek wil maar net sê julle moet maar aanhou bid nog, maar ek is reg. Tannie Wilma, iets van Tannie se kant af? Ek is reg, dankie Louis. Dankie Tannie. Robert, iets van jou kant af? Ek weet nie, ek sukkel nog 'n bietjie met daai van aanhou bid vir dieselfde ding. Ek meen, toe ek kanker gekry het, die pastoor vir my gebid en daarvan af vra ek vir die mense, moenie meer vir my bid vir genesing nie, want die Here het reeds my genesing gegee. Kom ons dank die Here vir die genesing wat hy vir my gegee het. Ek stem saam met jou, Robert. Ek stem saam met jou. Maar daai, kom ons dank die Here, is 'n teken van geloof in God. Maar ons hou aan dank. Ons hou aan dank. Ja. Ek het Annelie praat vanmiddag spesifiek oor vergeet my nie. Daai tannie wat as jy maandagooggend in jou kantoor instap en sy sit voor jou deur. Man, sy is nie eens op die waglysie, maar na die 20ste maandagooggend wat sy daar sit, dan gee net vir haar woonstel. Jy verstaan? Want Baie sy is dankie. net daar. Sy is net daar. Maar ek sê nie dit werk nog so nie, maar daai tyd, want sy is net daar. Wees jy net daar. Gerda, iets van jou kant af? Ek voel ook absoluut so, hou net aan bid. Ek sê dit vir myself ook, hou aan bid. God is buite tyd. Ons tyd is nie sy tyd en anderste om, maar sy tyd is die regte tyd en dis hou net aanhou bid. Stel iets van jou kant af? Nee, ek is reg, dankie julle. Kyk. Lisel? Nee, ek dink ek is reg, dankie. Meneer Brits? Ek sien baie keer gebed as ek nou sommer so eenvoudig moet stel, as ek nou met my werkgewer, maar die hoof, gaan praat. Jy gaan vir hom sê hoe goed hy is, en jy gaan vir hom sê jy is bly, jy is een van sy werknemers, en dan gaan jy vir hom so hier en daar gaan jy net vir hom sê, maar ek is besig met hierdie projek, en hier is die probleme wat ek het, as hy dalk daarmee kan help. Jy val nie reguit daar by hom in, en begin net te vra van, ek wil dit hê, en ek wil dit en ek wil dit hê. Jy voer 'n gesprek met hom, en ek dink met God is dit dieselfde met gebed. Jy voer 'n gesprek met hom, en in jou gesprek kom die gebedsversoeke dan uit van dit wat jy het. En ek glo ook nog meer, hoe meer jy vir ander mense bid, of nee, jy bid vir ander mense, vir jouself, dit sal gebeur wat daar so moet gebeur vir jouself, maar jy bid vir ander mense. Die Job beginsel, die Job vir sy vriende gebid het.
Goed. Ek kry nooit 'n kans om te praat op hierdie groepie. Julle praat te veel, is nou 'n bietjie my beurt. Marius, ek het dit juist vir die laaste gelos. Jy kan dit uitsny as jy wil. Paar jaar gelede is ek ernstig siek. En een aand was diep in die vroeë oggendure. Toe gaan ek aan my studeerkamer toe. En ek bid die aand en ek sê, Here, U weet, U ken. U is die geneesheer. En die Here gee vir my hierdie stukkie en ek lees dit vanaand vir julle. Is in 2 Konings 20. Hy sê in die dae het Hizkia dodelik siek geword. En Jesaja die seun van Amos die profeet het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Toe draai hy sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here en gesê, Here, dink tog daaraan dat ek voor die aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in die oë. En Hizkia het bitterlik geween. Daardie nag het ek gehuil en gesê, Here, U ken my hart. Ek is nie die beste mens nie, maar U ken my hart. Vers 4. En Jesaja het in die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie, of die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, draai om en sê vir Hizkia, die vors van my volk, so spreek die Here God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, ek sal jou gesond maak, op die 3de dag sal jy opgaan na die huis van die Here. En ek wil vanaand hiermee afsluit. Jou gebede is alreeds verhoor. Moenie ophou nie. Ek wil so ver gaan en sê, jou gebede kan God se raadsplan verander. Jesaja kom om die doodstyding oor te dra. Maar 'n man wat sy gesig na die muur toe draai en bitterlik ween en sê, Here, wees my genadig. Voor Jesaja uit die paleis uit is, het die Here van plan verander gesê, ek gee jou nog 15 jaar. Ek gee jou nog 15 jaar. Dis nooit verby by God nie. Moenie ophou bid nie. Kan ek saam met julle bid vanaand? Hemelse Vader, U is ons God. Daar wat ons vandaan vra is, gee ons daaglikse brood. Here, soos U vir Hizkia deurgekom het, Hizkia se gebed verhoor het, bid ek vanaand vir al hierdie versoeke wat ons genoem het. Bid in die naam van Jesus, Here, dat U by ons sal stil staan. En dankie dat ons alreeds verhoor is. Ek bid, Here, dat U uitkoms gaan gee op die regte tyd, op U tyd. Want U is ons God en ons is lief vir U. Vader, dankie vir 'n voorreg wat ons het om vanaand die lewende God aanbid. God wat die sterre gemaak het, die heelal, die natuur en alles gemaak het. Ons dankie daarvoor. Ons is lief vir U, Here. Dankie dat U 'n goeie God is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Bye bye. Bye. Bye-bye. Bye bye. Julle. Lekker.